Goeiemôre en baie welkom vanoggend weer by jou Sondag stil word. En as jy nou mooi opgelet het, dan sal jy nou sien dat die persoon wat nou hier met jou gaan praat nou nie heeltemal dieselfde een is wat nou vandag hier so in Switserland sit nie. Die hare is langer, dikker aangetrek, want dit was een van die vorige kere wat ek hier in Switserland was. So vandag se Sondag stil word is een wat ek voorheen opgeneem het, wat ek nou weer vir jou inspeel. Iemand het eendag vir my gevra, Sjaal, as jy nou moet sê, wat is die enkele ding wat die meeste moeilikheid maak in verhoudings? Wat sal jy sê is dit? Ek het so 'n bietjie gedink en ek het toe vir die persoon gesê, dis alles net een woordjie en daardie woordjie is, kom my nie flippin kaas nie. Jy sien die gelol is, ons praat met mense en ons aanname is dit wat ek sê hoor hulle en verstaan hulle. Maar hoeveel keer het dit al met jou gebeur dat jy iets sê en aanneem dat die persoon met wie jy praat dit hoor soos wat jy dit sê en dan hoor jy later, maar jy het dit gesê en dan sê jy nee, maar ek het dit nooit gesê nie. Jy sien, daar's altyd 'n probleem met dit wat ek sê en hoe ek dit sê en ook dan hoe dit gehoor word. Nou hier waar ek nou in Switserland is dit so 'n sprekende voorbeeld daarvan. Jy kom in die winkel en jy praat met mense, maar hulle verstaan jou glad in geheel en al nie. Want hier in Switserland en veral in hierdie deel hier by Lausanne, praat meeste mense Frans. En as jy nou begin om Engels met hulle te praat, dan verstaan hulle nie mooi nie, of laat ek sê, baie keer wil hulle nie mooi verstaan nie. Want daar is maar nog steeds na al die baie jare hierdie ding tussen die Frans en die Engelse. Die Engelse wil die Frans praat en die Franse wil die Engels praat nie. En nou moet ek ook vir jou sê, nadat ons nou teen Frankryk gewen het, as die mense hoor jy kom van Suid-Afrika, dan wil hulle nog minder in 'n verstaanbare taal met jou praat. Nou baie welkom vanoggend weer by jou Sondag stil word. En ons tema is, watter taal leef jy? En nou moet jy mooi hoor hoe ek kom sê, watter taal leef jy? Nie net praat jy nie, want dis een ding om te praat en dis heeltemal 'n ander ding om dit wat jy praat te laat voete kry in 'n lewe van liefde. Johannes 14 vers 21. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê en my aan hom openbaar. Maar voordat ons nou verder gaan, wil ek net eers vir jou 'n video wys wat baie interessant is. Hier gekom by Ouses, het ek gedink, nee wat, soos daar by ons, ry die motors ook maar met petrol en met diesel, en ek vertel vir haar van hoe duur die diesel geraak het, en die petrol geraak het, en toe sien ek hierdie ding. Hierso, Ouses het nie 'n motor wat met petrol of diesel ry nie, hy werk met elektrisiteit. So elke dag moet sy eers die batterye laai, sodat sy dan met die motor kan ry. Maar ek is ook seker, ek weet nie van jou nie, maar ek het al die nare ondervinding gehad, ek ry 'n diesel EcoSport. En op 'n stadium was die een petroljoggie nie so lekker wakker nie, en het hy nie mooi geluister nie, en hy gooi toe petrol in die dieselvoertuig. Weet jy wat gebeur toe ek daai motorsleutel draai om hom aan te skakel? Dis net rookwolke na alle kante toe. Nou wanneer so iets gebeur, moet hulle eers al die petrol en diesel aftap wat in die tank is, dan moet hulle die tank spoel, en dan kan hulle weer die diesel ingooi, wat nodig is vir die kar, om te kan ry. So 2 weke gelede het ons begin en het ek vir jou gesê, jy moet gaan lysies maak. Wat is die waardes
en norme waarvolgens jy leef. Daardie dinge wat onverhandelbaar is, wat jy sê, weet jy, dit is die dinge waaraan ek glo, waaraan ek vashou, wat my lewe bepaal. En ek het onder andere vir jou gesê, gaan vul so 'n paar lysies in. Wat wil jy eendag hê? Moet mense by jou begrafnis van jou sê? 5 dinge. Wat is die 5 dinge as jy 'n lysie moet maak, 'n Christen is? Daaikie, en jy moet 5 goed neerskryf. Wat sal jy neerskryf? Ook vir jou gesê, baie van hierdie dinge wat vir ons so belangrik is gebore uit foute wat ons self gemaak het en dinge wat ons aan die hand van ander mense beleef het. Nou die nommer 1 op my lysie, en wat veronderstel is om seker ook die nommer 1 op almal se lysies te wees, is liefde. Almal van ons sal eendag daarvan hou, as daar op ons begrafnisse gesê word, weet jy, hy was iemand in wie ons Jesus se liefde beleef het. Maar as ons na Jesus luister, en ons luister na die Bybel, dan is dit interessant, dan sê Jesus, julle sal geken word aan julle liefde vir mekaar. As daar vir Jesus gevra word, nou wat is die groot gebod? En dan kom hy en hy vat die 10 gebooie van Eksodus 20 saam, en hy vat dit alles saam in die groot gebod, waarvan ons lees in Matteus 22. Jy moet God lief hê en jou naaste soos jouself. En dan lees ons mos in 1 Korintiërs 13, lees ons, jy kan alles hê, jy kan die geleerdheid hê, jy kan die verstandelike kennis hê, jy kan alles hê, al die gawes, al die talente, al die dinge wat jy om jou het, maar as jy een ding nie het nie, dan dop jy die toets, en daardie een ding is die liefde. Daarsonder lyk ons lewens soos daai rookwolke van die gemengde petrol en diesel. Dit is 'n heilige geraas. 1 Korintiërs 13 sê, 'n klinkende metaal en 'n luidende simbaal. En dan hoor ons Jesus praat in Johannes 15, die wingerdstok, en dan sê, ons is die lote in die wingerdstok, en dan staan daar, sonder my kan julle niks doen nie. Maar ai jong, die liefde is 'n wollerige ding. Want almal van ons weet van ons het gehoor van die liefde, maar ons weet nie mooi van wat is die liefde nie. En ek dink nie enige iemand het regtig al daarin geslaag om 'n definisie van die liefde te gee wat regtig vir almal aanvaarbaar is nie. Een van die mooistes wat ek al met jou gedeel het, is hierdie ene van love is to gently guide you back to yourself. Nou om lief te kan hê, eerste ding is dit nodig dat ek en jy moet verstaan dat ons 'n onuitputbare bron van liefde het. Net soos wat Ousus 'n onuitputbare bron van krag het, so het ek en jy ook 'n onuitputbare bron van krag. En die wonderlikste is, daardie kragbron is binnekant ons geleë. En sy naam is die Heilige Gees. Die vrug van die Gees. Wat is die eerste een wat genoem word? Die liefde. So die eerste en belangrike ding wat ek en jy vanoggend moet verstaan. Elke dag, wanneer ons wakker word, moet ons inprop in die Gees se liefdeskrag. Maar daarmee saam, onthou jy hoe het ons gesê, raak jy ontslaaf van die gemengde petrol en diesel, jy moet dit eers aftap. So elke oggend moet jy ook sê, Here, alles wat nie liefde is nie, wat in my kop geprogrammeer is, wat ek in my hart saamdra, tap ek af. Want vandag wil ek uit u onbesoedelde, onuitputbare bron van liefde lewe. Dan 'n tweede baie belangrike ding, wat ek en jy moet onthou, is ons moet besoedelaars vermy. Wat bedoel ek daarmee? Ek bedoel daarmee, ons moet wye draaie loop om mense. As ons karretjies
op petrol loop, moet ons wye draaie loop om mense wat diesel wil ingooi. As my karretjie op diesel loop, moet ek wye draai loop om mense wat wil petrol ingooi. En begin net oplet vandag, soos wat jy deur die week wat voor lê leef. Hoe dikwels gebeur dit, dat mense, baie keer naby jou, ander mense by die werk, vriende ensovoort, begin net luister na wat gesê word, waaroor die gesprek gaan. En dan sal jy baie gou agterkom, of hulle jou wil volmaak vanuit God se liefdeskrag, en of hulle met hulle eie vuil voete in jou kop wil rondloop. Let op na wat jy toelaat in jou kop, in jou ore, in jou gedagtes, na dit wat uitkom by jou mond. Nie net by jou mond nie, ook by ander mense se monde, want dit wat hier uitkom, is 'n weerspieëling vanuit watter bron van krag hulle lewe. As hulle leef vanuit besoedelde gedagtes, stikkend en seer, 'n hart vol kwaad en alles wat gaan hieruit kom, skinder, sleg maak, allerhande negatiewe dinge. Maar wanneer 'n mens leef vanuit God se krag, sê Jesus, strome van lewende water gaan by julle binneste uitvloei. Die derde ding wat verskriklik belangrik is dat liefde altyd probeer om die mens en die hart agter die woorde raak te hoor. Die oomblik as ek en jy begin fokus op wat agter die woorde lê, die stikkende, seer, eensaam, alleen mens, die hart wat honger na liefde, en ons begin dit raak sien, dan begin ons doen, ons kyk, ons alles na daardie mens verander. Want weer eens, en dit is die vierde ding, dit help nie ons praat van die liefde, maar ons doen nie die liefde nie, ons leef dit nie. En daarom ons tema aan die begin, watter taal leef jy? Dit help nie ek en jy sê met die mond, ons is kinders van die Here nie. En ons lewens getuig nie daarvan nie. Ons lewens praat nie liefde nie. Nou volgende week gaan ons so 'n bietjie verder gaan met hierdie ding van hoe leef en praat ek liefde. Wat kan ek maak om seker te maak dat mense my raak hoor wanneer ek praat en dat ek ook hulle kan hoor wanneer hulle met my praat. Mag die Here vir jou ryklik seën. Groete hier uit Switserland. Tot volgende week. Liefde groete. Shalom. Baie dankie Here Jesus, dat U dieper kyk as my foute, my verlede en die woorde wat by my mond uitkom. Baie dankie dat U geweet het dat ek nie ver gaan kom op my eie krag, binne my eie vermoë wat ek kan doen nie. Dankie dat U juis daarom U Gees gegee het om in ons te woon, om ons vol te maak met alles wat ons vir altyd sal nodig hê om soos U te kan leef. Leer my ook hierdie week, Heilige Gees, om vanuit U oorvloed, U lewegewende liefdeskrag elke dag te lewe. Amen. Indien jy sou belangstel om elke dag 'n dagstukkie van Lewelig te ontvang op WhatsApp, kan jy net jou naam en jou nommer stuur na die volgende nommer 08282164333. Indien jy op Telegram wil inskakel, kan jy net 'n soek doen vir die Lewelig kanaal en dan kan jy dit daar ook ontvang. Jy is ook meer as welkom om ons YouTube kanaal te besoek. Doen net 'n soek onder Shaal Botha Lewelig. Sakke vol seën vir jou en hê 'n wonderlike week. Leef tevrede.